Goeiedag almal. In hierdie wêreld waarin ons vandag leef, hierdie selfsugtige, ongenaakbare, duistere wêreld, waar ons as kinders van die Here moet veg om staande te bly, is dit vir ons noodsaaklik, uiters noodsaaklik om terug te keer na die fondasie van ons lewe as kinders van die Here. En kom ons gesels hierdie week oor een van die fondasiestene, die Pesach. Dit wat ons almal ken as die nagmaal. Dit is uiters noodsaaklik dat ons moet weet waaroor gaan die nagmaal en waarom is dit vir ons 'n fondasie waarop ons lewe moet bou om suksesvol te wees. En dit het sy ontstaan gehad duisende jare gelede toe die volk Israel hulself bevind het in 'n geweldige ongevraagde situasie. Hulle was slawe. Maar in hierdie toestand roep hulle die Here aan vir verlossing. En die Here antwoord hulle en hy stel die Pasga, die Pesach in. Eksodus 12 vers 14. En hierdie dag, sê die Here, moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as sy ewige insetting vier. Maar waar het dit begin? Waar het alles begin? Ons lees in die woord van die Here dat Josef word deur Farao aangestel om te heers oor die hele Egipte en hy laat sy vader Jakob en sy hele familie daarheen trek. En baie jare het hulle in Egipteland gewoon en het gegroei deur die genade van die Here tot 'n magtige nasie. Eksodus 1 vers 7. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en het vermeerder en buitengewoon magtig geword sodat die land Egipte vol was van hulle. En Israel het so magtig en voorspoedig geword onder die hand van die Here dat die Egiptenare hulle begin vrees het. Hulle het bang geword vir hierdie volk. Eksodus 1 vers 8 tot 11. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. En die het aan sy volk gesê: "Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog raak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie." Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Maar weet jy wat? Die Here onse God laat ons nooit alleen nie. Maak nie saak hoe donker of duister dit daar buite is nie. Maak nie saak hoeveel aanslae jy teen jou lewe het nie. Hy is met ons. Hy noem homself El Roi, die Here wat jou sien. En ons vind dit in Eksodus 3 vers 7 tot 8. En die Here sê: "Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte, is dit nie wonderlik nie? Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing." En vanuit hierdie gesprek met Moses is daar 4 duidelike begeertes van die Here aan ons ook vandag. Eerstens, die Here wil ons red. Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En tweedens, die begeerte van die Here vir ons is, hy wil ons lei. Johannes 10 vers 4. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. En dan derdens, die wil van die Here vir ons is om in ons behoeftes te voorsien. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En dan Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En dan, in die 4de plek, die Here wil sy volk beskerm. Psalm 91 vers 9, want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. En al 4 hierdie begeertes, hierdie beloftes van die Here aan ons. Hy wil ons red, hy wil ons lei, hy wil vir ons in ons behoeftes voorsien en hy wil ons beskerm, het by die instelling van die Pasga begin. Eksodus 12 vers 17.
onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag aan julle geslagte as 'n ewige insetting hou. Eksodus 12 vers 42, dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hy julle uit Egipte land uitgelei het. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. En hierdie opdrag en begeerte van die Here kom in vervulling in Jesus Christus. Matteus 26 vanaf vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Johannes 6 vers 56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Kom ons gesels môre verder oor Jesus, die lam geslag vir ons. Dankie daarvoor, Here. Amen.